Die woord wat ek vandag met jou deel is alles gaan terug in die boks. Alles gaan terug in die boks. Nou, iets wat ek en Gail en die kids geniet om saam te doen, is om hierdie bordspeletjie Rummy Cup te speel. Maar nou moet ek vir julle iets sê, ek moet bely, dat wanneer ons speel, as daar 'n speletjie gespeel word in ons familie, veral wanneer ons Rummy Cup speel, dan is dit mos nou nie net 'n speletjie nie, want ons is al vier baie kompeterend en nie ons haat om te verloor. So, daar is soms kommentaar soos, jy vat te lank, dis my beurt, ek weet jy daai joker vir jouself uitgedeel, ek sê jou nou met hierdie vurk steek. Nee, ek grap net oor daai laaste. Ons is nog nie daar nie. Maar dis amper daar, ons is kompeterend, nie van ons wil verloor nie. So dit raak soms heated. Maar wanneer ons klaar is, dan maak dit nie saak wie het gewen of wie het verloor nie, ons eindig die speletjie altyd op presies dieselfde manier. En ek wil vir jou iets daarvan wys. Ons vat die boks, en ons vat almal se bordjies en al die teeltjies, tot op die laaste een, gaan alles terug in die boks. Alles gaan terug in die boks. Soms wil ons boks, maar alles gaan terug in die boks. En dan maak dit nie saak wie het gewen of wie het verloor nie, al die teeltjies, die triomf van die een wat gewen het en die teleurstellings van die 3 wat verloor het. Dis alles terug in die boks. En ons maak hom toe en dit was al die tyd net 'n speletjie. En die eintlike wen, ek meen ons doen dit eintlik om tyd saam te geniet, om by mekaar te wees. En partykeer raak ons so invested in my teeltjies wat ek het en my hand wat ek het en die game, om die game te wen. Ons so raak so invested in hierdie gamepie, dat ons mis die punt van, ons doen nie eintlik hierdie om saam te wees, maar nou laat hierdie ons beklei. En vandag wil ek vir jou sê, net so is die lewe soos hierdie bordspeletjie wat ons speel. Is as jy by daai dag kom wat Jesus terug gaan kom of jy sterf en jy gaan die ewigheid in, dan is alles wat jy bymekaar gemaak het, al jou teeltjies, jou geld, jou besittings, jou beroep, jou kar, jou huis, jou klere, jou liggaam, jou status, alles wat hier vir jou iets is, dit alles gaan terug in die boks. Hierdie boks. Kan daai volgende enetjie opsit. En dit maak nie saak hoe het gaan lyk nie, van ons sin gaan groter wees, van ons sin gaan swaarder wees. Joune gaan dalk 'n kleintjie wees as hulle jou veras. Dit maak nie saak hoe die boks gaan lyk nie, alles gaan terug in die boks. En jy kan meeste van die goed nie saamvat nie, maar daar is 'n paar goed wat jy kan saamvat. En vandag is die vraag wat ek jou wil vra is jy besig om jou lewe te belê in die goed wat jy kan wen, in die goed wat jy kan saamvat as daai dag kom, en alles gaan terug in die boks. En ek wil vinnig met jou chat oor die 3 goed wat ons actually kan wen, wat ons kan saamvat, die dag as alles terug gaan in die boks van hierdie lewe, van die tydelike. Wat gaan ek oor hê? Die eerste ding is my bekering. My bekering. Hebreërs 9 vers 27 sê, 'n mens is bestem om hoeveel keer te sterf? Net eenmaal, en daarna kom die oordeel. John Mayer sê in een van sy liedjies, luister ons so in die kar, ons was Buffelspoor toe op pad terug, hoor ek hierdie sang en hy sê hierdie woorde oor en oor in een van sy songs, I am invincible. I am invincible as long as I'm alive. Jy kan doen net wat jy wil, terwyl jy lewe, maar daar kom 'n dag wat die streep getrek word. En dan het jy 'n keuse gemaak terwyl jy hier was. En die keuse is, daar's een van 2 plekke waar jy jou ewigheid kan spandeer. En jy het gekies, terwyl jy op aarde was, het jy met jou lewe 'n keuse
gehad. En op hierdie oomblik is jy besig om te kies. Ons het net een kans, dis wat hierdie skrif vir ons sê. Jy het net een kans. Daar gaan nie weer 'n kans wees nie. Die dag as jy gaan, dan is dit verby, dan het jy jou keuse gemaak. En daai kans gaan alles oor een ding. Bekering gaan oor een ding. As die oordeel kom, die eerste vraag rondom die oordeel is hierdie vraag: het jy 'n verhouding met Jesus Christus? Dis waarop dit neerkom. Nie was jy 'n goeie mens, het jy nou en dan kerk toe gegaan, staan daar Christian op jou Facebook profile nie, het ek geïdentifiseer as 'n Christen nie, het ek 'n paar goeie goedjies gedoen nie, het jy 'n verhouding met Jesus Christus? Dis die eerste vraag wat vir jou gevra gaan word. Het jy 'n verhouding met Jesus Christus? Dis niks meer as dit nie, dis niks minder as dit nie. 'n Verhouding met Jesus. En op hierdie oomblik, het jy 'n verhouding met Jesus of nie? Jy's lief vir Jesus of jy is nie. Jy gee om oor die dinge waaroor Jesus omgee of jy doen nie. En terwyl ons vandag het, is dit jou keuse wat jy doelbewus moet maak. En jy moet instap in jou keuse in. Ons lees in die Bybel van 'n klomp mense wat Jesus gelykenisse en 'n ware verhaal in Lukas 16 wat hy praat van mense wat hel toe gaan. In Lukas 16 lees ons van 'n ou, is nie 'n gelykenis nie, dis 'n ou wat gelewe het in daai tyd, en hy praat van hierdie ou, en dan van die ander ou, want ons weet dit, want hy het hom 'n naam gegee. Lazarus is die arme man, wat by hierdie ryk man se deur gelê het, en hierdie ryk man het nooit die arme man gesien nie, want al wat hierdie ryk man gesien het, was sy geld. Hy het net gelewe vir geld. Sê nie hy was 'n slegte mens nie. En volgens wat ons sien in die konteks van die begrafnis wat vir ons gehou word, was hy 10-1 'n gelowige, 'n Jood, 'n gelowige. Van hoe hy die begrafnis wat vir hom gegee word, en die begrafnis wat die arme man nie kry nie. Maar tog maak hy sy oë oop en hy's in die doderyk. En die arme man is saam met Abraham in die paradys. En dan, dit kom neer op, dis te laat. Dis te laat. Hy's hel toe. Ons lees in Matteus 25 van dit wat Billy Graham ook van gepraat het, is die diensmeisies. Dis nog nie daai in die hoor, jy kan maar teruggaan. Is die diensmeisies wat hulle olielampe vol gehad het, maar het het donker geword en hulle het moeg geword en 5 van hulle het nie hulle lampe vol gehou nie. En toe die bruidegom kom, hulle het geweet van die bruidegom, hulle wou na die bruilofsfees toe gaan, maar toe hy kom, toe is hulle nie daar nie en toe word hulle nie toegelaat nie. Net so, in hierdie lewe, dit word al donkerder om ons, en dit is moeilik, ons word aangeval in die geloof, en in hoe ons met die passie waarmee ons vir Jesus leef, en dit is so belangrik om jou lampie vol te hou. Maar dan kom 'n dag wat hy gaan terugkom, en dan is dit, jou lamp is vol, of hy's nie. Ons lees in Matteus 7 van Jesus wat sê, daar's mense wat gaan identifiseer as gelowig, mense wat vir hom gaan sê, Here, maar ek het gepreek in die naam, maar ek het goed vir u gedoen, en hy gaan vir hulle sê, gaan weg van my af. En hoekom gaan hy vir hulle sê, gaan weg van my af? Wat is die woorde wat hy vir hulle gaan sê? Ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Met ander woorde, ons kan daai in ander woorde stel, om vir iemand te sê, ek ken jou nie, sê jy eintlik vir hulle, ek het nie 'n verhouding met jou nie. Jy het nie 'n verhouding met my nie, ek het nie 'n verhouding met jou nie, ek ken jou nie. En dus wil ek jou herinner vandag, bekering gaan alles oor 'n verhouding met Jesus. Nie om versies te ken nie om Christelike videoetjies op jou foon te hê en te share met mense nie. As daai goed nie bydra tot 'n lewende verhouding met Jesus nie, dan het jy jou bekering prys gegee. En baie Christene gee hulle bekering prys. Bekering is nie, ek het 10 jaar terug die gebed gebid en toe is ek gedoop en nou is ek reg nie. Dit begin iewers, maar nes 'n troudag hou nie 'n huwelik nie. Jy kan miljoene vir 'n troudag betaal. Dit gaan nie beteken jy het 'n gesonde huwelik nie, dit vat elke dag se werk. Jy moet elke dag jou maat kies en bou in daai verhouding, en net so in ons verhouding met Jesus. Jy kon lank terug tot bekering gekom en daar kon 'n moment gewees het, 'n troudag. Maar ek moet kies om 'n verhouding met hom te hê. Ek kan kies om weg te loop. En dis, dink ek, in bekering is daar 2 goed wat ons vir mekaar moet sê. In die een kant is al die goed wat ek nou genoem het, is iets van dringendheid. Die lewe is kort, en die duiwel gaan die heeltyd probeer om jou weg te trek van 'n verhouding met Jesus af, en om vir jou half hierdie Christendom te laat opmaak in jou kop, dat jy's 'n goeie mens, en daarom is jy op pad hemel toe, maar jy het geen verhouding met Jesus nie. Daar's 'n dringendheid en 'n geveg in jou verhouding met Jesus.
Dat jy seker maak, dit is waaroor dit gaan vir jou. En dan tweedens dink ek, daar's die 'n ding van eenvoud. Om tot bekering te kom en om bekeerd te bly en om in 'n verhouding met Jesus te dis so eenvoudig. Jesus maak dit nie moeilik nie. Hy speel nie hard to get nie. Hy gee nie vir ons 'n paar hoops wat ons moet deurspring nie. Hy het alles gedoen. Hy steek sy hand uit. Al wat ek moet doen is net my vinger optel en dit vat. Hy maak dit so maklik. Hy's so beskikbaar vandag vir enige mens op hierdie planeet, die ergste moordenaar. Hy's beskikbaar vir daai ou. Hy's beskikbaar vir almal op so 'n eenvoudige manier. En miskien vandag is jy ver van die Here. Voel jy ver van die Here? Is so eenvoudig om net te sê, Here, hier's ek. Dis al wat hy wil hê. Hy soek jou. Hy wil nie jy moet hom gaan soek nie. Hy soek jou. En hy het alles gedoen om by jou uit te kom. Al wat ek moet doen is net sê, Here, hier's ek soek. Ek wil U ook hê. Ek wil in 'n verhouding met U wees. Ek wil U lief hê. Ek wil hê U moet die koning van my lewe kom wees. En dan sy daar. In volheid. In volheid. Miskien is daar iemand vandag met wie jy dit moet share. Iemand wat skuldig voel want hulle lewe het 'n draai gevat en miskien hulle hele lewe verwerp hulle Jesus of miskien die laaste tyd vermy hulle Jesus en daar's net nie 'n verhouding mee nie. Om hulle te herinner, om 'n verhouding met Jesus te hê, dis so eenvoudig. Hy maak dit nie vir jou moeilik nie. Draai net na hom toe. Maar my bekering is die eerste ding wat ek kan wen, wat ek kan saamvat. Die dag as alles teruggaan in die boks in. Die dag as alles teruggaan in die boks in, is die tweede ding wat ek kan wen en saamvat, wat ek gaan saamvat, is my getuigskrif. Ek noem dit my getuigskrif. Ek weet nie of dit vandag nog so is nie, toe ek op skool was en klaar gemaak het met matriek, toe is daar hierdie ding, dat jou hoof of jou predikant, hulle gee jou 'n getuigskrif, hulle skryf vir jou ietsie nice oor die mens wat jy is en hoe jy jou werk doen, en so as jy nou 'n werk wil gaan kry of wil gaan studeer iewers, ek weet nie of dit vandag nog so is nie, maar het jy geweet, as ons eendag hemel toe gaan, dan is daar ook 'n getuigskrif oor jou. Daar's 'n boek met jou storie in, en die Bybel sê, wanneer Jesus kom, wanneer ek voor hom staan, dan gaan hy een van twee goed voor my sê, jy kan maar na daai volgende een toe gaan, Jakes. Hy gaan een van twee goed van my sê, as my getuigskrif gelees word, en is een van hierdie twee goed in Matteus 25. In die een kant gaan hy vir party mense sê, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf, dienskneg. Oor min was jy getrou, maar oor baie sal ek jou nou aanstel, kom in en deel in my vreugde, maar verander, in vers 26 gaan hy sê, jy is 'n slegte slaaf. Jy is 'n lui slaaf. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie dit hoor nie. As daar net twee goed is wat mense gaan hoor, dan wil ek wil die eerste een hoor, nie die tweede een nie. En dit kom alles neer op die Here gee vir almal van ons verantwoordelikhede. Hy vertrou sekere dinge aan ons toe. Elke dingetjie in jou lewe wat vir jou belangrik is 'n gawe van die Here wat hy vir jou gegee het. Jou menswees, jou uniekheid en jou purpose. Jy het 'n purpose, hy het jou geskape met 'n purpose. Ek kan of kies om te lewe vir wat ek wil en vir wat hier is, of ek kan lewe om uit te vind by hom, wat is my purpose, Here? Wat is my purpose? Daar's 'n program op Kyknet, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, hulle het hierdie kindertjies op, Kyk wie praat, is die program se naam. En ek kyk nou die aand het hulle hierdie kindertjies daarop, en hulle vra hierdie een ouetjie 'n vraag, hulle sê vir hom, as jy die enigste mens oor was op die aarde, wat sou jy gedoen het? En hy dink so 'n bietjie en hy sê, net wat ek wil. Net wat ek wil. En mens, dit is so onskuldig, maar mens sien die ding in elke mens se hart, is daai neiging, ek wil sê, daai versoeking, om te doen, net wat ek wil. Ek worry nie of die Here 'n plan het, en of hierdie 'n plan het, of daai 'n reëls, ek wil doen net wat ek wil. Wat ek wil voel, ek wil vandag wil doen, dis wat ek wil doen. Ek wil nie, jy moet vir my sê wat ek moet doen nie. En daai is 'n versoeking wat almal van ons het, om ons eie God te wees. Om te sê, okay, die Bybel sê 'n paar goed, en die Heilige Gees wil seker goed aan my openbaar, en die Here het hierdie plan vir my, en ek weet, dit gaan nie altyd maklik wees nie, en dis als great, mooi, maar ek wil doen net wat ek wil. Dis 'n verantwoordelikheid wat ek het, wat ek moet kies, gaan ek vir die Here lewe, en iets daarmee maak, of gaan ek doen net wat ek wil? Hy gee my gesin, my huwelik, my kinders vir my, word aan my geleen. Jesus sê, in die hemel gaan ons nie 'n huwelik hê nie.
Hy sê dit in die Bybel, hy sê, my familie gaan nie my familie wees daar soos hulle hier is nie. Ek gaan hulle ken, maar hulle gaan nie wees soos dit hier is nie. Hulle word aan my geleen op 'n spesifieke manier en ek het 'n spesifieke rol en roeping en verantwoordelikheid in hoe ek hulle aan God moet toewy en hoe ek 'n geestelike leier moet wees. Ek kan of dit doen of ons lewe net vir die goed hier. Dis 'n verantwoordelikheid wat ek het. Om deel te wees van die kerk, deel te wees van sy familie is 'n verantwoordelikheid wat ek het. Ons werk saam om 'n spasie te skep. Laat God laat die Heilige Gees kan kom om in harte te werk. Ek het 'n rol. Hoe leef ek my rol uit? Deel van die familie is 'n verantwoordelikheid wat ek het. My probleme wat ek het in my lewe is 'n verantwoordelikheid. Ons sien reg in die Bybel dat probleme wat mense het, gebruik die Here altyd as 'n geleentheid om goed in hulle lewe te doen en deur hulle te doen. Baie Christene kla, moan en probleem is net dit, is al wat hulle sien, is net 'n probleem. Dis 'n verantwoordelikheid. Siele, terwyl ons bewus is van hemel en hel, mense met wie ek skouers skuur elke dag, is my verantwoordelikheid. Ek het 'n verantwoordelikheid om mense se verhouding met Jesus te beïnvloed. Dis nie my verantwoordelikheid om hulle in die hemel te kry nie, maar dis my verantwoordelikheid om die hele tyd te probeer beïnvloed. Dat iemand nader aan Jesus gaan, dat iemand huis toe kom. Dis 'n verantwoordelikheid wat ons het en op die einde van die dag, wanneer alles teruggaan in die boks, en ek staan voor die Here, dan gaan hy die boek van my lewe oopmaak en dan sal 'n getuigskrif. En daai getuigskrif gaan getuig, dis net wat ek geleef het. Waar my hart, waar my gedagtes was, en dit gaan getuig, het ek gelewe vir Jesus, of het ek gelewe net vir myself? Het ek gegroei, en kom ons wees eerlik, nie een van ons kan dit perfek doen nie. Nie een van ons kan ons verantwoordelikhede wat hy aan ons toevertrou, perfek volgens sy wil uitleef nie, maar ons het die hulp van die Heilige Gees. Dis hoekom ons hier is, om die woord te hoor, om herinner te word, om te worship in die rigting van sy wil en in wie hy is, om onsself te herinner en die heeltyd ons harte en gedagtes en lewens in daai rigting te kry, om te lewe vir die koninkryk, nie net vir die tydelike nie. En die getuigskrif gaan sê, jy was 'n getroue diensknegt. Dis hoe jy geleef het, of het gaan sê, jy het glad nie gehoor nie. Is jy besig om te werk in jou getuigskrif, dat dit wat Jesus gaan lees, is dit wat jy wil hoor? My getuigskrif is, wat gaan Jesus oor my sê? Wat gaan Jesus oor my sê, as hy my boek oopmaak? En laastens wil ek afsluit met my belonings. Wat gaan Jesus vir my gee? Daar gaan iets wees wat hy oor my sê, daar gaan iets wees wat hy vir my gee. Paulus kom in 1 Korintiërs 3, dan skryf hy vanaf vers 10, hy sê, julle is die gebou van God. Baie soos wat Petrus sê van die lewende stene. Dan sê hy, volgens die genade wat God my gegee het, nou praat hy oor homself, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê, en 'n ander bou daarop. Met ander woorde, die volgende generasies gaan kom, ek het my deel gedoen, maar jy gaan jou deel moet doen. En hoor nou wat sê hy? Maar hy, in die volgende generasie, hy wat verder gaan bou, hy moet mooi kyk hoe hy verder bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie, en die fondament is Jesus Christus. En nou praat hy van hoe ons bou op Jesus. Nou sê hy, of dit goud, silwer, edelstene, houtgras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, wat gaan gebeur as hy kom? Elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur. En die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En as mense dit lees, dan dink jy, okay, daai is 'n ou wat hemel toe gaan, hierdie is nie 'n ou wat hemel toe gaan nie. Dis nie waar nie. Kyk wat sê hy. En tog sal hy, hierdie ou wat nie beloon word nie, hy sal gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Soos iemand wat uit die vuur geruk is. Dit beteken, hulle sê altyd, daar gaan iemand kom in die hemel en hulle gaan nog soos rook ruik. Want hulle is net uit die vlamme uitgeruk. En wat die Bybel vir ons hier probeer sê is, die manier hoe jy die Here dien, die mate waarmee jy die Here dien, die passie, die opoffering waarmee jy die Here dien, dit maak saak.
Dit maak saak. Nie almal gaan op dieselfde manier in die hemel ingaan en net almal dieselfde belonings kry nie. Nie almal wat gered word, gaan daar aankom en dieselfde woorde hoor wat Jesus oor hulle sê nie. Nie almal gaan dieselfde belonings ontvang nie. En ek wil dit so vir jou sê, dis eintlik op 'n eenvoudige manier moet ons mekaar sê, dit gaan nie net oor hemel toe gaan nie. Vir baie Christene is dit, hier's waaroor hierdie game gaan. Ek moet net sorg dat ek in die hemel kom. Nee, die Bybel sê dit soveel meer as dit. Hoe jy die Here dien terwyl jy op aarde is, gaan bepaal hoe jy hemel toe gaan. Daar's 'n hoe. Daar's 'n hoe jy in die hemel aankom en wat jy gaan ontvang wanneer jy in die hemel is. Daar is belonings. En dit is so belangrik om dit voor oë te hou, want dit bepaal die manier hoe ek die Here dien. Want baie mense sê hy gaan daar aankom en dit gaan weer, hulle gaan nog soos rookryk, hulle gaan net uit die vuur geruk wees. Hulle het 'n verhouding met Jesus. Hulle is bekeerd. Hulle weet dit gaan oor Jesus. Hulle is lief vir Jesus. Maar wanneer when push comes to shove, wanneer die tekker die teer slaan en hulle moet kies, hoe lyk 'n geseënde lewe vir my? Dan lyk dit vir hulle soos gemak. Maksimale gemak, dis vir my 'n blessed lewe. Here, seën my net met meer gemak hier op aarde, laat ek net 'n lekker lewe kan hê. Soveel Christene lewe met daai mindset as dis blessed. Jy's blessed as jy net lekker gemaklik kan lewe. Dis hoekom mense baie geld wil hê, want hulle wil vir hulle self gemak koop. Maar ons moet pas op. Hoe meer geseënd jy is in hierdie lewe, moet jy pas op. En dis ook Jesus het dit gesê, né? Hoe meer geld jy het, hoe moeiliker gaan dit wees om in die hemel te kom. En hoe moeiliker gaan dit wees om die belonings te kry. Hoekom? Want die duiwel en die wêreld adverteer die heeltyd vir jou gemak, gemak, gemak. Sukses is gemak. En soveel Christene lewe vir gemak. En wanneer jy gemak kies, dan kies jy teen Jesus. Teen belonings. Want die mense wat hy sê, wat groot belonings gaan kry, is mense wat hulle lewe gegee het vir hom. Is mense wat groot opofferinge gemaak het, is mense wat die hele tyd gesoek het, hoe kan ek hom meer dien? Hoe kan ek nog meer vir die Here doen? Nie minder nie. En dit bring vir ons elkeen 'n vraag. Hoe is ek besig om die Here te dien? Hoe is ek besig om die Here te dien? Hoe is ek besig om verhouding met Jesus te bou? Watse opofferinge is ek besig om te maak? Want dit gaan bepaal wat ek eendag gaan oor hê. Wat ek gaan ontvang as die speelietjie verby is en alles is terug in die boks. Ek gaan niks van die goed hier saamvat nie. Die gemakgoeders wat hier gaan wees, niks van dit gaan saam met jou gaan nie. Die moeilike goed van hier, die opofferinge van hier, dit gaan saam met jou gaan. In die vorm van, jy gaan uitcash daar. Jy belê daar in 'n ewige rekening in die hemel. En is so belangrik, familie, dat ons dit voor oë hou, my bekering, my getuigskrif, dit wat Jesus oor my gaan sê, dit wat Jesus my gaan gee, my belonings, dit is wat op pad is. Is ek besig om my lewe te belê in die dinge wat gaan oorbly? Of is alles wat ek my aandag en energie en my worries en my gebede voor gebruik, is alles wat net eendag gaan, dit bly agter. En dan kom ek al aan en ek is arm. Ek ryk soos rook. Elkeen van ons moet vandag hoor wat die Here vir ons wil sê. Dis sy woord, dis sy woorde, dis sy waarheid. En my gebed is dat jy sal hoor wat die Heilige Gees vandag vir jou wil sê. En ek dink elkeen van ons moet gereeld 'n evaluasie doen en sê, "Jesus Here, waar is ek besig om distracted te word? Waar is ek besig om my roots are too deep hier. Ek lewe hier asof ek vir ewig hier gaan leef. Ek wil goed hier doen en reg kry asof ek vir ewig hier gaan bly. Maar ons gaan nie. Ons is op pad huis toe. Dis nie ons huis nie. Ons is hier op 'n missie. Ons is op pad huis toe. Ons is soos aliens hier op aarde. Hierdie is nie ons plek waar ons moet 'n koninkryk bou nie. Ons is op pad na 'n ewige koninkryk toe. En terwyl ons hier is, het ons 'n purpose. Is jy besig om daai purpose uit te leef? Is jy besig om dit voluit uit te leef? Of het die lewe jou begin distract? En moet jy terugkom en vanmiddag dalk by die voete van Jesus gaan sit en sê, Here, ek wil nie meer distracted wees nie. Ek wil myself in volheid oorgee en vir U begin lewe, want ek besef,
My dag, vandag is 'n dag nader. Vandag kan die dag wees. Dan is dit verby, dan is daar nie weer kans nie. Kom ons gebruik die kans wat ons het. Kom ons gebruik, vandag is die dag wat die Here gemaak het. Kom ons leef dit voluit vir hom. En ons invest in die ewigheid. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die woord kan oopbreek en elke keer is dit lewend. Elke keer is dit uitdagend. Elke keer is dit inspirerend. En het ek iets om na te kyk, het ek iets om op te fokus, is daar 'n verandering om te maak, is dit iets wat my passie stuur, waarvoor ek kan leef. En ek bid vandag, Heilige Gees, dat U aan elke mens hier openbaar wat hulle nodig het om te hoor, dat U vir hulle sal duidelik maak die dinge wat U wil hê hulle moet doen, die dinge wat U wil hê hulle moet verander in hulle lewe. Want ons weet, al gaan dit moeilik wees, en al is dit soms wat U van ons vra, die kruis is soms swaar om te dra. Maar U gee ons hierdie belofte, maar is alles die moeite werd. Wat nie net maak jy opofferinge in die tydelike nie, jy invest in die ewige. En ek sien alles raak wat jy doen en ek skryf dit neer. Ek's besig om vandag neer te skryf. Hierdie dag, 4 Mei, daar's goed wat besig is om neergeskryf te word. Alles wat jy kies, alles waaraan jy dink, alles die gesindheid van jou hart, ek skryf dit alles neer, is op jou getuigskrif. Kies my, kom na my toe, leef in my rigting, laat ek dit kan neerskryf, die storie wat jy wil hê ek oor jou moet sê, laat ek die belonings kan opstoor, wat jy wil hê ek vir jou moet gee. Daarop kan jy staat maak. Dankie dat ons daarop kan staat maak, en dat ons weet, U is die getroue koning, wat die getrouheid van U diensknegte sal beloon. Ons het U lief, ons bid dit in Jesus naam en ons sê saam, Amen.